Amen. Halleluja. Die titel van die les is 'n vierhoukie wat nie wil vierhou nie. Ok. So, wie van julle het al vierhoukie gevat en dan wil jy nou die krag af, nou wil jy die gasstoofie aansteek en dan vat jy die vierhoukie en dan breek jy koppie af. Dan wil hy nie brand. As die fosforus droog. Ja. Ok. Of jy kom by die ATM en jy wil gou geld trek. Nee. En die ATM sluk jou kap. Is frustrerend, want dat is goed wat jy wil hê wat moet werk en dan werk dit nie. Amen. Jy klim in jou kar en jy sien, is 'n papwiel. Dan gaan haal jy die spaarwiel uit en jy sit die spaarwiel aan. En dan vat jy die sleutel, jy sit die sleutel in die aansitter. Ek weet nie wat sit doen. Aansitter is Afrikaans, nee. Ja. Dat is die knormoer in Afrikaans. Ja. Ons gaan nie sê starter nie, maar dan sit jy hom in die starter en dan maak die kar mooi. En dan voel dit as iets nie werk soos wat dit veronderstel is om te werk nie. Weet jy wat? God voel so oor ons as ons nie doen dit wat God gesê het. Dis jou werk. Let wel, as jy by die ATM staan, dan verwag jy nie, hy moet 'n stofsuiger wees. Amen? 'n ATM is 'n ATM. Wat moet hy vir jou gee? Kaching. Nee. As jy 'n stofsuiger aansit, wat verwag jy? Jy verwag hy moet suig. Amen. En so het God elke een van ons gemaak, met ons gawes en ons talente. En God het gesê, jy sal dit doen en jy sal dat doen. Jy is die pinkie en jy is die duim en jy is die wysvinger. Jy is dit en jy is daardie gawe. En ek dink baie keer dan maak die Here staat op ons. En dan trek die Here daar metafories gesproke, hy vierhoukie, en dan wil hy nie vier. Hy wil nie job nie. En dis irriterend. Nou waar kry ons vuur vandaan? Alle vuur kom van die Heilige Gees af. Alle vuur, die goddelike vuur, kom van die Heilige Gees af. Jy kan nie vuur binne in jou hê, as jy dit nie by God gekry het. Amen. Jy kan dit nie gaan kry, byvoorbeeld op die dansvloer, of deur die John te rook, of sulke goed nie. Dis nie waar jy die vuur kry nie. Daar's net een plek wat jy God se vuur kry, en dis by God se Gees. God se Gees, Handelinge 2, en hulle was almal eendragtig by mekaar in die bovenvertrek, en skielik het daar rukwind in die vertrek ingekom. En hulle is almal vervul met die Heilige Gees. En die vuur het verdeel en elkeen gaan sit. En hulle elkeen het gespreek in vreemde tale, soos die Heilige Gees aan hulle gegee het om te spreek. En hulle het so vreugdevol geraak. Hulle was so vol van die Heilige Gees, dat toe hulle daar uitstap, toe sê die mense, hierdie mense is nie lekker nie. Hulle is op 'n trip. Nee. Want hulle kon sien, hierdie mense is vol van iets wat vir hulle in 'n ander dimensie plaas. En hulle was vol van die Heilige Gees. Die Heilige Gees is die enigste krag wat krag genereer in jou lewe. Hoor wat ek sê. Die Heilige Gees is die enigste krag wat goddelike krag genereer in jou lewe. Jy kan dit nie kry deur seepies te kyk nie, jy kan dit nie kry deur games te speel nie, jy kan dit nie kry deur 'n bottel drank weg te slaan nie, jy kan dit nie kry deur 'n joint te rook nie. Daar's net een manier wat jy die God se krag kry, en dit is by die Heilige Gees. Dit gee vir jou passie, dit gee vir jou genesing, dit gee vir jou 'n doel in jou lewe, waarvoor jy lewe, en dit laat jou aanhou brand. Nee, amen. Nou, Efesiërs 4 vers 16, ek wil hê ons moet gou-gou soontoe blaai. Efesiërs 4 vers 16,
Galasiërs, Efesiërs 4 vers 16 en fantasties wat die Here het vir ons sê. Ons gaan nou nie, ek wil nog eintlik baie meer as vers 16 lees, maar ek gaan nou net bly by vers 16. Almal van julle kan nou verder gaan lees by jou huis, maar hy sê hy die heiliges, God het gegee, sommige as apostels, profete, evangeliste, herders en leraars, om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk. En dan vers 16, uit wie die hele liggaam, sê, hele liggaam. Nee, die helfte van die liggaam? Die wat? Die hele liggaam. Goed saamgevoeg. Goed gewat is, saamgevoeg is. En, lees in jou Bybel, en saam verbind is. Die ondersteuning wat elke lid gee, volgens die werking van elke afsonderlike deel in sy mate, die groei van die liggaam bevorder vir sy eie opbouing in liefde. Daai woord werking, die van julle wat die Griekse woorde gedoen het, energia, is die energie, dis die energie wat hy vir jou gee. Volgens die ondersteuning wat elke lid gee. Ons gawes verskil. Mense, ek verskil soos dag en dag van Pastoor Jan. Regtig waar. My kop werk klokskens. En syne werk anti-kloks. Dis net 'n grap. Nee. Pastoor Jan sit nie voor, hy sê is nie so nie. Maar ons gawes verskil, ons persoonlikhede verskil. Maar as een ding waar ons glad nie meer verskil nie. Dis die missie en die visie wat God ons gegee het. God het gesê, laat my koninkryk kom. Net soos in die hemel, net so ook op die aarde. Dis ons missie. Dis jou missie, dis jou missie, dis jou missie, dis jou. Dis elkeen van julle se missie. Daar's nie een persoon wat vandag hier sit wat kan sê, God het nie vir my 'n werk gegee nie. God het vir jou 'n werk gegee, hy het vir jou plek gegee en hy het vir jou 'n merk gegee en hy het vir jou gesê, staan hier en doen dit. Het julle geweet dat die Here het vir die see gesê, see, jy sal spoel tot daar en nie verder. Staan in die Bybel. God het vir die see gesê, jy spoel tot daar en nie verder. So het God vir jou werk gegee. En God het gesê, wees getrou daar en doen dit wat jy kan doen. Hy sê, dis die onse Vader, thy kingdom come on earth as it is in heaven. Om dit te kan doen, moet ons beskikbaar wees vir God om ons te gebruik. Nou, Galasiërs 2 vers 20. Galasiërs 2 vers 20. Ons het dit vanoggend gesing. It's no longer I that liveth, but Christ that lives in me. Jy, die ou jy, leef nie meer nie. Halleluja. Amen. Die ou jy leef nie meer nie. Die ou Desmond, voordat jy Jesus aangeneem het, hy leef nie meer nie. Hy bestaan nie meer nie. Die ou Sanet, voordat jy Jesus aangeneem het, bestaan nie meer nie. Die ou Errol, voordat jy Jesus aangeneem het, bestaan nie meer nie. Want dit het gesterf saam met Jesus Christus. Want ek is met Christus gekruisig en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur geloof in die Seun van God, wat my lief gehad het en homself vir my voorgegee het. Halleluja. Hoe fyn 'n mens 'n vlei. Ok, almal van julle weet, braaivleisvuur, doen jy? Dit nie. Hoe fyn jy die vlam van die Heilige Gees in jou lewe. Jy mediteer op die woord. Mense, vat jou Bybel. Moenie net in die oggend 'n versie lees en dan op jou knieë gaan en bid nie. Vat jou Bybel en sit jou Bybel op 'n plek waar as jy verbyloop dan lees jy. As jy verbyloop dan blaai
blaai jy om. Dan lees jy, dan blaai jy om. Want dis die enigste manier hoe die woord van die Here ryklik in jou kan woon. Halleluja, halleluja. Anderster is die woord van die Here in jou lewe soos 'n cold snack on a Sunday morning. Nee, ons moet leef uit die woord uit. Jy moet leef uit die woord uit. En weet jy wat? Hoe meer woord jy lees en leer, hoe meer energie het jy, hoe meer passie het jy, hoe meer werk sy genesingskrag deur jou. Matteus 5. Julle is die sout van die aarde, maar as die sout laf geword het, waarmee sal dit gesout word? Sout keer iets vrot word. As jy biltong maak, gooi jy nie suiker op nie. Wat gooi jy op? Sout. Sout. Want sout preserveer. Amen. So, in jou lewe, as daar vrottigheid rondom jou is, gooi die sout. Gooi die sout. As mense rondom jou nie die Here wil dien nie, gooi die sout. Gooi die sout. Strooi hom. Strooi hom. En strooi hom dik. Mense as 'n ou biltong maak, nee, dan gooi jy daai sout lekker dik. Hoekom gooi jy hom lekker dik? Want jy wil nie hê daar moet iewers 'n wurm in daai vleis gaan oorbly. Hoekom? Want as daar een wurmpie oorbly, dan wat? Dan kan jy maar dit weggooi. Amen. Hy sê, as die sout laf geword het. Nou wanneer word sout laf? As jy sout buitekant neersit en dit reën nat, dan verloor dit die vermoë om te preserveer. Dan is jou sout laf. Dit smaak nou niks, dit doen niks, dit beteken niks. En soos wat ek hier sê in Matteus 5:13, dit deug nêrens meer nie as om buite gegooi te word en deur die mense vertrap te word nie. So sout moet nie, dit moet eenkant gehou word en dit moet toegehou word en dan wanneer jy dit gebruik, moet jy dit strooi. Jy moet dit strooi, Sally, jy moet dit strooi. Hoor jy, Pietie? Jy moet hom strooi. Amen. Amen. As daar mense is wat saam met jou werk, wat nie die Here dien, strooi daai sout. As daar kinders in jou huis is wat nie die Here wil dien, strooi daai sout. Sê, hey, kom, dien die Here, dien die Here. Amen. Nou, jy wil dalk 'n pragtige koek bak vir iemand se verjaarsdag. Jy weet, jy bak poeier in die kas. Men weet die bakpoeier is dalk al 'n bietjie oud, maar jy haal die pakkie bakpoeier uit en jy meng jou bestanddele. Jy gebruik nou maar daai bakpoeier. En dan haal jy die koek uit die oond uit. En dan besef jy, die bakpoeier wil nie bak nie. Die rys wil nie rys. Dit het verslaaf. En so is ons as Christene wanneer ons skerpheid verloor. Amen. Dan as jy soos daai bakpoeier wat verslaan is. Nou, ag nee. Jy het gesê jy gaan 'n koek bak vir iemand en dis vir iemand se verjaarsdagpartytjie en hier kom hy die koek uit die oond uit die dinge so. Plat soos 'n pancake. En jy sê, ag nee, ek het al my bestanddele gemors. Dat sê dit maar liewer gelos het. Nee, so moet ons nie. Moenie laat die sout in jou lewe laf word nie. Amen. Wees skerp in die Here. Amen. Vers 14 sê hy, julle is die lig van die wêreld. 'n Stad wat bo op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. Vers 15, 'n mens steek ook nie 'n lamp op en sit dit onder 'n maatemmer nie, maar op 'n staander en dit skyn vir almal wat in jou huis is. As jy 'n lig opsteek, dan vat jy daai lig en jy sit hom bo op die tafel. Waar sit 'n mens? Waar sit 'n mens? 'n lig. Ons sit hom ons onder die tafel, nee. Nee, waar is die kind? Ons sit hom ons onder die tafel, nee. Nee, jy sit hom bo op die tafel, sodat almal die lig kan geniet. Hy sê, vers 16, laat julle lig
so skyn vir die mense. Nou hierdie klink altyd vir my 'n bietjie snaaks, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is, verheerlik. Die lig wat jy skyn is nie om te sê, wow, ek is so oulik, ek is die lig van die wêreld. Die lig wat jy skyn, is die lig wat jy skyn op die woord van die Here, sodat mense dit kan verstaan en mense dit kan doen. Dis die lig wat jy skyn. En dan sal hulle die Vader verheerlik. Nie een van ons weet hoe lank ons op hierdie aarde het. Jy kan vandag of môre of oormôre kan jy sê, poinks, is jou lig uit. En dan kom jy dan in die hemel aan, hopelik kom jy in die hemel aan. En jy kom by Jesus en jy sien hoe wonderlik is God. En jy sien hoe wonderlik is Jesus. En dan dink jy by jouself, wow, maar ek het my tyd gemors op hierdie aarde. I wasted my time on this earth. I could have done so much more for God. Wasted years. Oh, how foolish. Daar's 'n lied wat so is. Amen. Nou, dis 'n lewenstaak. Romeine 12 vers 2 sê, jy moet jou liggaam stel as 'n heilige, lewendige, welgevalle offer aan God. Dis 'n elke dag storie. Ouens, jy kan nie van 10 jaar terug wat jy vir die Here gesê het, Here, hier is ek, gebruik my. Jy kan nie op dit gaan nie. Dis elke dag wat jy sê, Here, hier is ek, gebruik my. Romeine 12 vers 2. Nou, verskoning, daar's mense wat vir my sê, weet jy wat, Mimpie, ek leef net vir my kinders. En dan dink ek by myself, het jou kinders vir jou aan die kruis gesterf? Ja. Wie het vir jou gesterf? Jesus Christus. Moenie laat enige iets jou wegvat van jou kroon wat jy gaan erwe in die koninkryk van God nie. Nie eers jou familie nie. Amen. Nie eers jou familie nie. As jou familie vir jou sê, hou op om die Here te dien, jy's so stupid, jy's so dom, jy's altyd by die kerk, jy lees altyd jou Bybel, hoekom lees jy altyd jou Bybel, jy bid altyd so baie, hoekom is jy so besig daarmee, koel dit 'n bietjie. Wat gaan jy vir hulle sê? Die sout binne in jou gaan vir hulle sê, hey, vergeet dit my maar, ek weet waar my krag vandaan kom, ek weet waar my heil lê. Ek weet wie het my gesterf aan die kruis. Amen. Matteus 24, wil ek gou vir julle lees. Matteus 24 sien ons dat die Here het op reis gegaan en sy diensknegte, hy het vir sy diensknegte gesê, hulle moet wakker wees en hulle moet die sake reël en hulle moet die sake in stand hou. Matteus 24, ek gaan lees vers 47. Voorwaar, ek sê vir julle, hy sal hom oor al sy besittings aanstel. Maar as daardie slegte diensknegt in sy hart sê, ag, dit vat nou te lank. My Heer en my Meester vat nou te lank. Hy is nou te lank. Ek raak nou moeg om my Meester se goed op te pas. Ek raak nou 'n bietjie moeg om in my Meester se plek te sorg dat alles goed gereël word. My Heer tel hom om te kom en hy sy medediensknegte begin slaan en saam met die dronkaards begin eet en drink. Dan sal die Heer van die diensknegt kom op 'n dag dat hy dit nie verwag nie en op 'n uur dat hy dit nie weet nie en hy sal hom pynig en hom 'n deelgenoot van die geveinstes maak. Daar sal geween wees en geknars van tande. Nou gaan ek 'n grappie vertel van Ogamat.
Ogamad sit in die kerk en die pastoor preek en die pastoor sê, jong, julle moet hoor wat sê die woord in Matteus 24. Julle moet luister, julle moet getrou wees. Anderste sal jy land op 'n plek waar daar geween is en 'n geknars van tande. En Ogamad sit daar agter my, niks tande in sy hele mond nie. Hy's tubes op tubes. So net, en moet nog daar. En die prediker sê, ja, en as hulle geween wees en 'n geknars van tande, en Ogamad sit daar agter en hy smaak so lekker, hy sê, ek het tog nie tande nie. So ek sal nie kan kners met tande nie. Die prediker hoor dit. Die prediker sê, en vir die van julle wat nie tande het nie, sal tande gesupply word, maar kners sal nie kners. Nou, dis 'n oulike grapie nie, maar ons moet mekaar vermaan. Romeine 12 vers 2 sê, ek vermaan julle dan broeders, dat julle julle liggame stel as 'n lewende welgevalle offer aan God. Dit is julle redelike godsdienst. Dis net jou redelike godsdienst. Jy doen nie iets vreesliks nie. Dis net jou redelike godsdienst. Elke dag wat jy opstaan, loof en prys die Here. Elke dag wat jy opstaan, sê vir die Here dankie vir sy blessings en vir sy seëning. Bid en lees sy woord en bid vir die mense wat rondom jou is. To surrender is every day. To surrender is every day. Want elke dag as jy in die môre opstaan, dan gaan die son op in die ooste. Nee, en hy daal in die weste. Maar elke môre as die son opstaan, het jy net twee keuses. Ek gaan vir die Here leef, of ek gaan die Here tweede plek stel. As jy die Here eerste plek stel, as jy baie slim, is baie wys. As jy die Here tweede plek stel, is jy baie dom. Dan jy baie dom. Want, waar kom jou krag vandaan? Net in plek kom jou krag vandaan. Moet op mense nie vertrou nie, moet op prinse nie vertrou nie, op die mens jou hoop nie bou nie. Amen. Nou, pastoor Jan het ons so baie geleer van Galasiërs 5. Hy sê die vrugte van die gees. Maar nou wil ek gou net vir jou lees die vrugte van die vlees. Hy sê hierso, moenie die begeerlikhede van die vlees volbring nie. En die werke van die vlees is openbaar, naamlik oorspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid, afgoderry, vyandskap, twis, jaloesheid, toornigheid, naaiwer, tweedrag, partyskap, afguns, moord, dronkenskap, drassery en allerlei dergelike dinge. Waarvan ek julle vooraf gesê het dat die wat sulke dinge doen, die koninkryk van die Here nie sal beerwe nie. Nou as die Here sê, jy sal dit nie beerwe nie, kan ek nie vir jou sê, maar jy sal dit beerwe. Tensy jy, jou sonde is bely, Johannes 1 vers 9. God is getrou om jou die sonde te vergewe en jou te red van alle ongeregtigheid. Hebreërs 12 vers 29 sê, want ons God is 'n verterende vuur. Het julle geweet? God is liefde, God is lig en God is lewe, maar God is ook 'n verterende vuur. Ons kan nie van die Here ons speelmaatjie maak en met sy genade speel. Jy kan nie, want as jy dit doen, gaan jy sleg tweede kom. 1 Petrus 3 vers 8. Ek is amper klaar, hoor. En eintlik my broeders, wees almal eensgesind. Eensgesind in wat? Selfe visie. Jesus eerste. God kom eerste. Geen om wat jou familie sê nie. Geen om wat jou omstandighede is nie. Amen. Jy sê ek is siek, kom kerk toe. Nog steeds, met jou siek liggaam. Jy kry hierso geestelike druk. Amen. En dan stap jy uit en dan is jy gesond. Jy sê maar my koppie raas. Kom nog steeds kerk toe. Want die woord van die Here is in staat om daai kop van jou uit te sort, dat hy weet waar's aan.
en hy weet waar B en hy weet waar C. Halleluja. Want Efesiërs 3 vers 10 sê, sodat nou deur die gemeente die menigvuldige wysheid van God bekend gemaak kan word. Manifold wisdom. Manifold wisdom. Menigvuldige wysheid. Waar kry jy dit? Ek weet waar kry ek dit? Op my bank waar ek sit en game speel. Nee. Jy kry dit in die gemeente, waar jy saam loof en prys en aanbid, en saam met jou mede-boeties en sissies aanbid, daar kry jy menigvuldige wysheid. Jy kom dit nie agter, maar jy loop hier uit, en jy het wysheid in jou gees. Amen. En waar het jy dit gekry? In die woord, in die gees van God. Wees eensgesind, medelydend, vol broederliefde en ontferming, vriendelik, vergeld geen skeldwoord vir skeldwoord nie, maar steun inteendeel, omdat julle weet dat julle hiertoe geroep is, sodat julle die seën kan beerwe. Want wie die lewe liefhet en goeie dae wil sien, moet sy tong bewaar vir wat verkeerd is, en sy lippe dat hulle geen bedrog spreek nie. Hy moet afwyk van wat verkeerd is, en doen wat goed is. Hy moet die vrede van God soek en dit najaag. Vers 12. Want die oë van die Here is op die regverdiges. Wow, dit maak my so opgewonde. Die oë van die Here is op die regverdiges. En sy ore is oop tot hulle gebed. Amen. Halleluja. Halleluja. Jy sal bid en die Here sal verhoor. Jy sal bid en die Here sal verhoor, want sy oë is op jou. Hy kyk, hy scan jou, hy sien jy dit nodig, hy sien jy dat nodig. Voor jy nog vra, dan weet die Here reeds, ek moet vir Johanna dit stuur, ek moet vir Margriet dit stuur, ek moet vir Sylvia dit stuur, en dat stuur. So die oë van die Here is op die regverdiges, en sy ore tot hulle gebed. Dit is vers 12. Nou gaan ek na Openbaring 2 toe. Openbaring 2, ek is amper klaar. Voordat ek Openbaring 2 gaan lees, vers 4, wil ek net sê, Efesiërs 2 vers 1. Efesiërs 2 vers 1 sê, jy was dood in jou sonde. Jy was dood. Wat se tyd is dit? As ek sê was? Verlede tyd. Jy was, wat? Verlede tyd. Dood. Jy was? Dood in wat? Sonde. In jou sonde. Maar nou lewe jy. Ok, kom ons gaan na Openbaring 2 toe. Vers 4. Nou, ek gaan nie die hele hoofstuk lees nie. Gaan jy nou, of vat jy nou die hele hoofstuk? Dan lees jy nou die hele hoofstuk. Hy sê, maar ek het dit teen jou, dat jy jou eerste liefde verlaat het. Jou eerste liefde is toe jy jou hart vir die Here gegee het, en jy het gesê, Here, hier is ek, was my, wederbaar my, maak my skoon, dis jou eerste liefde. Jy mag dit nooit verloor nie. God moet altyd eerste in jou lewe wees. En dan gaan ons na Openbaring 3 vers 1 toe. Hy sê, ek ken jou werke, dat jy die naam het, dat jy leef, maar jy is dood. Dis horrible. Dis horrible. Almal sê, daai persoon is 'n Christen. Maar eintlik is daai persoon net 'n naam 'n Christen. Hy lyk lewendig, maar is eintlik dood. Hoekom is hy dood? Want die vuur hier binne in hom het lankal dood gegaan. Lankal dood gegaan. Kom vra gou vir julle iets van vuur, aangesien ons op die onderwerp is van vuur. Hoe kan jy vinnig 'n vuur doodmaak? Spuit hom nat met water. Spuit hom nat met water. Dankie Sannie. Weet jy wat is daai water? Dit is die oorleweringe van ou mense, dis tradisies
En dis koue water. Dis koue water wat gegooi word op die vuur. Maak die vuur dood. As nog 'n manier hoe jy die vuur kan doodmaak. Jy gooi sand op, jy versmoor hom, nee, dan kan hy nie vlam nie. Daar's nog 'n manier hoe jy vuur kan doodmaak. Wie van julle weet, as jy 'n houtjie hierso het en jy het 'n houtjie daar en jy het 'n houtjie daar en jy het 'n houtjie daar. Jy sit hulle uit mekaar uit. Kom ons sê jy sit die een en daar en ander en daar en ander en daar en ander en daar en ander en daar. Gaan jy vuur hê om te kan jou vleisie brand? Nee. Want as ons uit mekaar uit is, dan brand jy uit. Halleluja. Amen. Sê ja, dis waar. Ja, as jy net een houtjie is en jy lê daarso, die wind waai jou nou rond. En dan, niks uit hy nie. Hoekom dink julle het die Here die liggaam van Jesus Christus geskep en gesê, daar moet 'n gemeente wees. Hy praat van sy liggaam, hy sê die een is die pinkie, die een is die duim, die een is die arm, die een is die oog, die een is die oor, die een is die voet en die ander een is die been. Sodat ons die vuur van die Heilige Gees kan by mekaar hou en die vuur kan warmer en warmer en warmer maak. Nou, as vuur baie warm is en jy vat rots wat in goud is en jy maak dit baie warm, kan jy wat uithaal uit daai rots uit? Suiwer goud. As die vuur nie daar is nie, is dit 'n stuk klip. Vra al die manne wat op die myn werk. Vra al die manne wat op die myn werk. Ondergrond is daar klippe. Daar's klippe. En haal die klippe uit en dan gaan dit deur 'n proses. Daai klippe word warm gemaak, word gesmelk, die onsuiverhede word uitgehaal en dan kry jy suiwer goud. Nou, Openbaring 3 vers 1 het ek gesê, ek ken jou werke dat jy die naam het dat jy leef, maar jy is dood. Wees wakker. Wees wakker. Nou, in Efesiërs 5 vers 14 sê hy, ontwaak jy wat slaap, staan op uit die dode en Christus sal oor jou skyn. Koop die tyd uit. Word wakker. Amen. Word wakker. Jy is nie hier om vir ewig hier op hierdie aarde te leef nie. Jy is geroep vir groot dinge vir die Here. Jy is 'n ewige wese. Baie mense kry so swaar op die aarde. Ek kry so swaar. Ek het nie idee wat swaar kry is nie. Weet jy wat 'n swaar kry? Om sonder God te wees. As jy sonder God is jy die ellendigste van alle mense. As jy sonder sy gees is, as jy sonder daai teenwoordigheid van hom is jy die ellendigste van alle mense. As jy God saam met jou het, is jy die rykste mens wat daar is. Amen. Hy sê, bekeer jou en onthou hoe jy dit ontvang het en bekeer jou. En dan vers 15, ek ken jou werke dat jy nie koud is nie en ook nie warm nie. Was jy toch maar koud, of was jy toch maar warm nou, omdat jy lauw is, sal ek jou uit my mond uit spoeg, sê die Here. Besluit, mense, of jy die Here gaan hê of nie. Besluit dit. Besluit dit. Sê, ek dien die Here. Ek het 'n vuur hier binne my. En dit brand, en dit brand, en dit brand, en dit brand. Ek dien die Here en môre en middag en aan. Ek dien die Here wanneer dit goed gaan, ek dien die Here wanneer dit sleg gaan. Ek dien die Here wanneer ek geld het, ek dien die Here wanneer ek nie geld het nie. Ek dien die Here wanneer my familie my onderkruip en ek dien die Here wanneer hulle nice is van my. Jou huis is dan gebou op rots. Daai huis sal nie val nie. Baie mense sê, ek het nie die kerk nodig nie. Ek sal die Here dien by my huis. Maar jy is nie die pumpie. Jy sê, ek het nie die liggaam nodig nie. Jy is nie die pumpie van die liggaam. Hoe
kan jy wees? Hoe stupid kan jy wees? Wat kan jy doen as jy net 'n pinkie het? Ha? Jy kan dalk in jou oor krap. Jy kan dalk jou oog krap. Jy kan dalk jou hare uit jou oor uitvee. Maar jy het nie voete nie. Jy het nie 'n volle gebruik van jou hande nie. Jy het nie elmboë nie, jy het nie knieë nie. Jy het nie 'n stem nie. Ha? Hoe dom kan jy wees om te sê, maar ek het nie die kerk nodig nie. Ek sal by my huis die Here dien. En jy is net die pinkie. Hallo, pinkie. Jy is een dom pinkie. Want jy verloor al die voordele van die volle liggaam. Efesiërs 4 vers 13, sodat nou die gemeente die menigvuldige wysheid van God bekend gemaak kan word. Die watse wysheid? Menigvuldige wysheid. Manifold wisdom of God. Waar kry jy dit? Deur die wat? Gemeente. Sê, hierdie wat? Gemeente. Nou baie mense sê, ag ek wil die kerk toe gaan en is 'n klomp bygelaars wat daar is. Gaan jy nie kan bly toe? Gaan jy nie kan bly toe? Ja, jy gaan Pick n Pay toe. Is daar bygelaars daar? Yep. Ja. Jy sê ek gaan die kerk toe nie, want daar's mense wat onheilig is. Maar jy gaan Pick n Pay toe. Jy gaan staan in die ry en jy gaan trek jou geld in die ry by die ATM. Daar's mense wat onheilig is daar. Amen. Die liggaam van God is nie perfek nie. Is besig om te beweeg na perfeksie toe. God is not finished with us yet. Ons is onder construction. Die kerk van die Here is onder construction. Ja, as jy gaan foute soek, gaan jy foute kry. Nou sê hy hierso in Openbaring, hy sê, want jy sê ek is ryk en ek het niks nodig nie. Dis wat mense sê as hulle net by die huis is. Hy sê, ag ek is reg. Ek het kos vir vandag. Ek het my kar staan hier so in my driveway. Ek het petrol in my kar. Ja, ek het nog so 'n bietjie geld, bla bla bla. Ek hou asem. So ek het nie die kerk nodig nie. Hy sê hierso. En jy weet nie dat dit juist jy is wat elendig en beklaanswaardig en arm en blind en kaal is nie. Wow, die Here sê jy is kaal. Hy sê, het nie klere aan nie. Hy sê, ek raai jou aan om van my te koop. Goud wat die vuur gelouter is. Dis Jesus. Sodat jy ryk kan word. Wit klere, sodat jy kan aantrek. En salf om jou oë mee te salf, sodat jy kan sien. Kyk, staan by die deur en ek klop. Aan hom wat oorwin sal ek gee om saam met my te sit op my troon, soos ek ook oorwin het en saam met my Vader op die troon gaan sit het. Halleluja. Nou, Efesiërs 5 vers 14, ek sluit hiermee af en ek wil hê julle moet wakker wees nou. Ek wil hê julle moet wakker wees. Ek wil hê julle moet antwoord uit die banke uit. OK. Het julle allemaal julle Bybels daar voor julle? Yes, julle het julle Bybels daar sien. OK, vers 17. En julle moet verstaan wat die wil van die Here is. Moenie dronk word van wyn nie, daarin is losbandigheid, word liewers met die Gees vervul. En spreek onder mekaar met skinderstories. Ja, psalms. Ha? Psalms. Dankie Karen. Met wêreldpraatjies. Lofgesange, ligsinnige grappies. Geestelike liedere. En kyk mooi, wat doen die ander mense verkeerd? En dan skinder jy daaroor. En sing en psalms sing in julle harte te eer van die Here. Halleluja. Dankie Jesus, dankie Jesus. Hy sê, spreek onder mekaar met psalms en lofgesange. En sing en psalms in julle hart. Halleluja. En hou dit in die kop van jou lewe. Amen. Mense, hoekom kyk ons altyd so na mense se foute en ons kinders ons daar? Hoekom doen ons dit?
om net altyd die foute raak te sien. Kyk na dit wat mooi is. Hy sê, spreek onder mekaar met psalms en lofsang. Met ander woorde, as ek jou sien, dan moet ek vir jou sê, die Here is jou herder, niks ontbreek jou nie. Halleluja. As ek vir Johanna sien, dan sê ek, Jeremia, Johanna, die woord van die Here sal nie ledig na hom toe terugkeer, maar hy sal doen dit wat hy gesê het, hy sal doen. Wat 'n blessing. En dan spreek ons met mekaar met lofgesange, met psalms, met lofliedere. En sing 'n psalms in julle hart tot eer van die Here, terwyl julle God die Vader altyd vir alles dank in die naam van ons Here Jesus Christus en aan mekaar onderdanig is in die vrees van die Here. Geen mens hier so is belangriker as aan die een. Ons is almal gelyk voor die Here, voor julle. Almal gelyk voor die Here. God is nie 'n aannemer van die persoon nie. God is nie 'n aannemer van die persoon nie. Jy is nie belangriker as daai en daai persoon is nie belangriker as jy nie. Ons is almal kinders van God. Halleluja. Halleluja. Daar's 'n vuur hier binne my en dit brand. Ja, dit brand. Vat dit saam met jou, hierdie vuur van die Heilige Gees. Laat dit brand en laat dit brand en laat dit brand. En laat ons onthou dat vuur kan maklik geblus word. Deur koue water, dis tradisie. Tradisie sê, as jy hier inkom, dan moet jy eers watertjies vat en dan moet jy dit so swai in 'n dingetjie en dan moet jy dit in die ronde vat. En tradisie sê, dan moet jy movements maak, sodat jy kan vry wees en tradisie sê allerlei dinge wat nêrens in die Bybel staan nie. God sê, kom jy hierso, dien jy my, bring jou gawes, bring jou talente, come and serve me each and every day. Surrender your will to God. Amen. Dis nie altyd maklik nie. Mense, dit is nie altyd maklik nie. Daar's omstandighede wat teen 'n mens kom. Vandag staan jy op, jy voel nie wonderlik nie. Dan jy 'n keuse. Gaan jy voel of gaan jy glo? Amen. Gaan jy voel of gaan jy glo? So, hoe sal julle daarvan hou as jy mense ken wat 'n gelowige is, maar hy glo nie? Is daar iets soos 'n gelowige wat nie glo nie? Wat is dit? Dis nie geloof dan. As jy sê, ek is 'n volgeling van Jesus, but you don't follow. As jy dan 'n volgeling van Jesus? Nee, jy is nie. As jy sê, ek is getrou, maar jy is nooit nie getrou nie, as jy dan getrou? Nee. So, kom ons wees vir die Here 'n blessing met ons lewe. Halleluja. Amen. Dankie Vader vir die woord. Dankie Here dat ons weet dat ons wandel op die nou pad. Dankie Here dat U sê vir ons moet elke dag ons liggame stel as 'n lewendige, heilige en welgevalle offer. Dankie Here, ons weet dat dit is maar net ons redelike godsdienst. Dankie dat ons altyd onthou dat dit is U wat vir ons gesterf het aan die kruis. Nie mense nie, nie instansies nie, maar U, Seun, Jesus Christus. En U Vader het hom gestuur vir ons. En U het ons nie wees agtergelaat nie, Here. U het vir ons die Heilige Gees gegee, het vir ons die trooster gegee, wat binne in ons bly. En deur die trooster het ons die krag van die Heilige Gees. Deur die trooster wat binne in ons bly, het ons die vuur in ons hart. Het ons die krag van God, die passie in ons hart. In Jesus naam, dank ek U. Amen. Amen. Halleluja.